daarso het die handves of die deklarasie ingevolge waarvan die Duitse oorlogsmisdadigers by Nuremberg verhoor is en die Japaneses by Tokyo, het dan ingesluit misdade teen die mensdom wat nou 'n hele klomp goed ingesluit het. Moorde, verjaging, diefstal van mense se goedere, dan 'n hele rits verskillende seksuele misdrywe. Dit is alles misdade teen die mensdom. En ouens is op grond daarvan verhoor. Nou goed, so het die term tot stand gekom. In 1973 is dit die eerste keer weer op 'n formele situasie toegepas. Dit is toe die Verenigde Nasies besluit het dat apartheid 'n misdaad teen die mensdom is. En dit is daai verklaring wat van daar af voortgedra is en wat ons vandag nog gereeld aan herinner word. En dan in 1996, as ek nou reg is die internasionale kriminele geregshof tot stand gebring. Nou die internasionale gereg het tot op daai stadium so gewerk dat 'n land kan aangekla word vir 'n bepaalde misdryf. Maar 'n persoon het nog altyd vrygekom. Maar toe het hulle na die Rwandese volksmoord en na die groot Bosniese moorde en so aan, die hele Joegoslawië wat uitmekaar geval het en daar 'n klomp sulke nare gebeure plaasgevind het, het die internasionale kriminele geregshof tot stand gekom, wat dan individue, soos die Serviese president of wie ook al, voor die hof kan bring. Generaals, die soorte van mense, dat hulle in hulle persoon moet teregstaan vir wat hulle gedoen het. Dan het hulle daar so 'n hele, ek dink 14 goeders gelys, wat alles misdade is wat onder hulle jurisdiksie val. Die tweede laaste een daarvan is the crime of apartheid. Nou, ek wil net nou weer terugkom daarna, ek wil nou eers die saak net hier so vasbind in een kant sit, want dit is nou die ontwikkeling van die term 'n misdaad teen die mensdom, ene waaraan ons gereeld herinner word. Dan wil ek nou sê, die hele apartheidsbeleid, soos wat dit nou maar algemeen bekend staan, die ouer mense sal almal onthou, dit is 'n beleid van vele name. Eintlik elke keer wat ons 'n nuwe minister gekry het, 'n nuwe naam daarvoor uitgedink. Ek glo aanvanklik met die 1948 verkiesing is die woord apartheid gebruik, later is 'n nuwe inhoud daaraan gegee en is afsonderlike ontwikkeling gebruik, maar het later aan plurale betrekkinge geword en later aan samewerking en ontwikkeling en ek weet nie wat se name dit nog alles gehad het nie. En ek dink ons het dit oor onsself gebring dat die enigste naam wat in die boeke aanhou gebruik word is apartheid. Nou apartheid, party woorde het soms so 'n klank wat jou laat dink dit klink nie lekker nie. Apartheid. Dis so nare klank aan hom. So dit sal nou wees hoe dit genoem word vir die afsienbare toekoms. Ek dink die hele beleid moet 'n mens binne die raamwerk sien van die westerse kolonialisasie van die wêreld. Teen 1500 kan ons sê toe was die basiese wetenskaplike kennis bymekaar gemaak om die wêreld te kan oorheers. Die Europeërs het beter verstaan dat die aarde rond is, hulle het mooier kaarte geteken wat akkurater was, hulle het 'n hele klompie dinge gereed gehad, hulle het groot verbeterings in die skeepvaart gehad. Die Fenisiërs het 'n mens baie sterk rede om te glo, nou met ander woorde die Filistyne, het al rondom Afrika gevaar, ergens baie lank voor Diaz het gedoen het, maar die Fenisiërs het dit ongelukkig nie besef nie. Hulle het nie besef is kwaai nie, so toe doen hulle dit nie weer nie. En toe raak hy kennis verlore. So, teen 1500 is Amerika reeds ontdek gewees, Afrika is omvaar gewees, en Europa kon met die militêre en die tegnologiese, kom ons sê militêr-tegnologiese mag wat hy tot sy beskikking gehad het, kon hy eenvoudig begin om die wêreld in te neem. Nou die belangstelling in die res van die wêreld vir die Europeërs was baie lank eintlik maar 'n kwessie van handel gewees. Hierdie ouens het lekker speserye wat die kos so goed laat smaak en kleurvolle. Ek weet nie of ons weet hoe val was Europa gewees nie. Ek het dit later aan nou eers agtergekom. Die ouens het eintlik nie ordentlik sout gehad nie. Hulle het vrek gesukkel om sout in die hande te kry vir die kos
En dan het hulle geen speserye gebruik nie en hulle het net haver en koring opgekook en brood gebak en sulke sellerye. Mens weet mos hierdie wat jy nog partykeer kry, sulke opgekookte goeder wat so kleurloos is. Dis wat die arme Europeërs geëet het. Nog steeds so. Maar die eerste goeie stap was toe hulle daarom aardappels van Suid-Amerika afgekry het. Maar toe het hulle nou lekker speserye en allerhande goed begin kry en dis waaraan hulle geïnteresseerd was. Naderhand het ander goed bygekom soos rubber en koffie en kakao en al sulke goed, maar die Europese patroon was min of meer ons trek na of ons gaan 'n handelsooreenkoms met 'n bepaalde groep aan en die produksie van die goed wat ons wil hê, velle en die voor en goud en wat ook al, dit word daar in die binneland gedoen en dit word na die handelsposte toe gebring en daar dryf ons handel en dis wat ons geïnteresseerd is, veral in Asië en Afrika was dit die patroon. Ouens in die binneland gaan aan met wat hulle wil doen. In Amerika het dit 'n ander roete gevolg. Daarso het hulle lekker katoen en allerhande tabak en goeders begin plant en besluit hulle wil self verantwoordelik wees vir die produksie en ongelukkig was Amerika nie leeg nie. Toe maak hulle hom maar leeg. Want een van die mees gesaghebende skrywers oor die Amerikaanse geskiedenis, Hugh Brogan, is 'n Brit, gee 20 bladsye uiteensetting van die verhouding tussen blankes en Indiane in Amerika, en dan kom hy tot die gevolgtrekking op die laaste bladsy, dat daar nie een verdrag tussen Amerikaners en Indiane is wat deur die Amerikaners nagekom is nie. Daar is nie rekord van een verdrag wat deur die Amerikaners eerbiedig is nie. Telkens word 'n nuwe finale grens tussen die Indiane en die VSA gestel, en sodra die VSA se deelstate opgevul raak, dan word dit maar weer uitgebrei en uitgebrei en uitgebrei, sodat die bevolking van die Indiaanse bevolking van Noord-Amerika so 1% uitmaak van die totale bevolking vandag. En dit is nie toevallig nie. Hulle het doodgeskiet wie hulle kon. Op 'n stadium het hulle agtergekom, ons gaan nie deurkom as ons doodskiet net aan die mense nie. Toe het hulle maar begin om daai bisons dood te skiet, want dit is makliker. En as die bisons dood is, dan sal die Indiane sommer van hongersnood doodgaan. Op daai manier het die Amerikaanse besetters van Amerika dit reg gekry om die groot vasteland vir hulle self oop te stel. Nou sê dieselfde Brogan aan die einde van daai hoofstuk, dan noem hy 'n klomp geleenthede op, dan sê hy, dit is 'n baie pertinente kenmerk van westerse kontak met ander volke, om dit op 'n volksmoord te laat uitloop. Maar dan noem hy nog ander volke, ander gebeure buite die westerse beskawing, en sê hy dink nie dis westers nie, hy dink is menslik. Dit is deel van die menslike karakter, wat eintlik maar met baie moeite en baie beskawing eers begin regkom het. Nou ek is nie heeltemal 'n ou met 'n evolutionistiese kultuurbeskouing nie, maar ek wil sê 'n paar dinge lyk nou beter as 'n paar jaar gelede. Kosovo of Rwanda was die reël gewees 400 jaar gelede, nie die uitsondering, soos wat dit tans is nie. Nou goed, die westerse beskawing het daardie gesag gehad wat hy kon afdwing oor die hele wêreld. En hy het dit gedoen waar hy kon. Hier teen 1885 het hulle met die Berlynse konferensie bymekaar gekom, die Europese moondhede, want die ouens het begin belangstel om Afrika ook te beset, soos wat hulle met Amerika gemaak het, en hulle het hulle self gevra, nou hoe gaan ons nou maak? Hoe gaan ons keer dat hier nie 'n totale Europese oorlog uitbreek, oor ons met mekaar in konflik begin raak nie, en toe het hulle Afrika in invloedsfere opgedeel. En die gedagte was, as jy jou gesag oor die invloedsfeer wil behou, dan moet jy effektiewe besetting toon. En eintlik het die blanke besetting van Afrika eers daarna begin. As ons die Afrikaner buite rekening laat, en kom ons sê die Engelse wat toe al reeds in die Kaapkolonie gewoon het, as ons dit buite rekening laat, die hele, sê maar vandag se Suid-Afrikaanse bevolking, dan het die blanke bevolking van Afrika het in 1900 nie 10.000 getel nie. Die blankste, die wit Afrika, soos die Engelse dit graag genoem het Kenia, Suid-Rhodesia tot 'n mindere mate Noord-Rhodesia ingesluit. Al hierdie lande se blanke bevolkings het eintlik eers na die Tweede Wêreldoorlog gevestig.